Ons gaan saam lees in die woord van die Here in Matteus 6 en ons lees vanaf vers 19. Matteus 6 vanaf vers 19. Ek lees vir ons voor vanaf vers 19. Moenie vir jou skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid dan nie? Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur om te kwel een el by sy lengte voeg? En wat kwel jy julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie, en ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. As God in die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges. Daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Baie dankie dat jy saam gelees het. As jy die aandag fokus op vers 33, dan sê die woord van die Here, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En ek wil met julle praat, gebaseer op hierdie woorde van hierdie vers, juis oor hierdie tema, 'n leefwyse wat gefokus is op die koninkryk van die Here. Wat beteken dit om te sê, soek allereerst die koninkryk van God? Sy koninkryk is dit wat deur Jesus geregeer word. Die realm waarin deur Jesus se autoriteit primêr funksioneer, aanvaar word en gehoorsaam word, dit is die koninkryk van God. God se koninkryk kan op verskillende plekke sigbaar wees. Ja, hier in my lewe waar ons nou is, in ons binnekring, in ons vriendekring, in jou en my sfeer van invloed waarin ons rondbeweeg. En so kan dit ook in die wêreld wees, so ver soos wat ons in die wêreld in kan reik, omdat hy in ons werk en deur ons werk en in ons woon. In die koninkryk van God word die wil van God gedoen. In die koninkryk van God is dit net hy wat in beheer is van elkeen wat 'n burger is van sy koninkryk. En as ons burgers is van sy koninkryk, dan is dit net op een manier wat ons burgerskap kan kry, en dit is deur weergebore te word, sê Johannes 3 vers 3. Die koninkryk van God is binne in elke een in wie hy inwoning maak. En elke een wat weergebore is deel van hierdie koninkryk. En 'n koninkryk moet 'n koning hê. Geen koninkryk kan meer as een koning hê nie. Daar is net een koning in hierdie koninkryk, en dis Jesus Christus, die gekruisigde, die gestorwene, die opgestane
die een wat alle mag en alle heerskappy in sy hand hou, hy is die ingang tot die koninkryk, en daar's net een weg, en dis deur hom. Hierdie koninkryk word nie geken aan eet en drink nie, maar in God se geregtigheid wat in hierdie koninkryk heers. En daarom laat ons die Gees van God toe om in ons te regeer, in ons binneste, om ons lewens vir ons te rig, om ons lewens vir ons te skik, sodat ons daardie lewe kan leef vir die eer en die heerlikheid van God. Om vir hom te leef en vir hom alleen. Want hy alleen is die koning. En hoe meer sy geregtigheid in my werk, hoe meer kan ek na die beeld van die koning gelykvormig wees. Meer van sy vrede, meer van sy reinheid, meer van sy krag, meer van sy proefondervindelike belewenis in my lewe. En dit is alleen in Christus Jesus te vind. Geen mens kan iets doen om dit te bekom nie, geen mens kan iets verrig om dit te kan kry nie, want al ons geregtigheid in onsself is 'n vuil en bevlekte kleed voor die Here. Romeine 3 vers 10 tot vers 12 sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk. Saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een enkeling nie. Daarom moet ons heel eerste onsself beywer om die koninkryk van God te soek in ons lewe, om te streef na sy geregtigheid, om 'n begeerte in ons hart te hê om God te kan eer, want ek en jy het niks goeds om vir God te kan bied nie. Ons het niks goeds om vir God te kan offer nie. Al wat ons het is om die koninkryk van God te soek met alles wat ek is. En daarom verlang hy van ons om dag vir dag oortuig te word van ons sonde deur sy Gees. Dag vir dag verlang hy van ons om gelei te word in die volle waarheid deur sy Gees. Dag vir dag verwag hy van ons om gelei te word in sy geregtigheid, in sy wil, in sy weë. Ja, hy wil my dag vir dag verander. Hy wil my dag vir dag vernuwe in hierdie koninkryk van God. Hy wil my kom transformeer al hoe meer en al hoe meer, al dieper en al dieper in ons handel, in ons wandel, in elke deel van wat ek ooit kan wees, wil hy kom inwerk. En hy wil kom triomfeer. Want in die koninkryk van God is daar net een wat triomfeer, en dis Jesus Christus. Ek lees in 'n boek. We have not been called to perform for our King, but to be transformed into conduits of his purity and his holiness. En God se geregtigheid vermeerder al meer deur die wêreld, soos wat hy in jou en my kom werk, en dit uitgebrei kan word in die wêreld in. En ek en jy kan dit uitleef. In die manier hoe ons in ons huise omgaan, in die manier hoe ons ouers respekteer, hoe ons kinders opvoed, in die getrouheid tussen 'n huwelikspaartjie, in hoe ons bure hanteer en die mense wat rondom ons is. Ons kan hierdie pad loop waarin ons so leef sodat ons God kan verheerlik in hierdie koninkryk wat in ons is. Ek lees in daardie selfde boek, hy sê, seeking the kingdom and his righteousness means that we are putting God's concerns ahead of our own. Seeking his agenda and with all our hearts. And when we do that, Jesus says the rest of our lives will take care of itself. Does that mean we are guaranteed a perfectly smooth life in all these other ways? No problems ever? Not exactly. It means that if you will give yourself to God's cause in this world rather than fretting about your private needs, he will make sure you have all you need and do his will to give him glory. Dit is so mooi gesê. Hy gaan verder om te sê, so seeking first the kingdom of God means prioritizing Christ Jesus' reign in my life. His righteousness, his will above any personal ambition, any personal worry and any material pursuits. Dis wat dit is. Om te leef vir die koninkryk van God wat naby gekom het. Matteus 6 vers 33 sê ons moet soek na hierdie koninkryk.
Dit moet ons primêre doel in die lewe wees. Dit moet wees waaroor ons opstaan, dit moet wees waarvoor ons gaan slaap, dit moet wees waarom ons gaan werk, dit moet wees waarom ons wil doen wat ons doen, en ons doen dit omdat ons hierdie leefstyl wil leef vir die koning van die koninkryk. So 'n koninkryk gefokusde lewe, heel eerste, is 'n lewe waarin ek gehoorsaam is. En hierdie gehoorsaamheid is uiters noodsaaklik in hierdie koninkryk gefokusde lewe. Want 'n koninkryk waarin jy nie gehoorsaam is aan die reëls van die koninkryk nie, is die koning nie in bewind nie. Daarom is hierdie gehoorsaamheid uiters belangrik vir elke een wat kind van God is, om te let op hierdie lewe van gehoorsaamheid. Elke tree van die dag, elke plek waar ek myself mag vind, elke plek wat ek mag besoek, elke ding wat ek mag doen, elke woord wat ek mag spreek, elke deel daarvan, moet ons so versigtig wees, om nie perspektief te verloor nie, maar om elke keer gehoorsaam te let op wat hy van my verwag. Ek lees die ding van 'n juwelierswinkel. In 'n juwelierswinkel het iemand gekom net so voor hulle by closing time was, en een van die werkers gaan toe en hulle gaan ruil toe op die kabinette voor die vertoonvenster al die pryse om van die juweelstukke wat daar is. En die diersgoed sit hy by die goedkoop goed en die goedkoopse goed sit hy by die diergoed. En ewe skielik is dit rep en roer, want almal wat inkom koop 'n bargain vir 'n goedkoop prys wat van baie waarde is. Maar skielik toe kom hulle agter, maar dit wat van baie waarde is, het goedkoop geword, en dit wat van min waarde is, het duur geword. En ongelukkig leef ons in so 'n dag vandag. Die dinge wat goedkoop is, het die wêreld kom duur maak, en die dinge wat duursaam is, het die wêreld kom goedkoop maak. En net so kan dit so maklik gebeur as ek en jy nie fyn ingestel is om gehoorsaam te wees aan wat God van ons verwag nie. Dan gaan ons die dinge wat duur is goedkoop maak, en die dinge wat goedkoop is duur maak. In ons wêreld is die prystags ook omgeruil. Die huwelik is nie meer van waarde nie. Kerk is nie meer van waarde nie. Rein lewens is nie meer van waarde nie. Getroue lewens is nie meer van waarde nie. Nee, vandag gaan dit oor mag, oor beheer, oor prestasie, oor skoonheid, meer as innerlike skoonheid, oor populariteit, meer as oor effektiwiteit, oor luksheid, meer as oor diensbaarheid. Maar die woord wys daarop dat al hierdie dinge is 'n gejaag na wind. En as dit in jou lewe vandag so is, dat jy dalk so 'n bietjie perspektief verloor het van die koninkryk van God in jou lewe, en jy nie meer so gehoorsaam is as wat God wil hê jy moet wees nie, dan is dit eenvoudig, jy is nie gehoorsaam aan die koning van die koninkryk nie. En wat regtig saak maak in die koninkryk van die Here, en hoe om dit te lewe in jou en my lewe dag vir dag, is om aan gehoorsaamheid te doen, met presisie. Nie halfpad gehoorsaam, of gedeeltelik gehoorsaam, of beperkte gehoorsaamheid, of die Engelse woord, delayed gehoorsaamheid nie. Nee, ek sal dalk oor 'n week of oor 'n maand weer gehoorsaam wees, maar op hierdie oomblik klop die vlees in my. Op hierdie oomblik is ek meer gehoorsaam aan die vlees as aan die gees. Dan is ek nie gehoorsaam nie, en ek is nie gehoorsaam aan die koning van die koninkryk nie. Jy sien die moeilikheid van ongehoorsaamheid, is dit sê eintlik, daar's 'n ander koning. Daar's 'n ander een wat in bewind is, daar's 'n ander een wat die scepter swaai. Daar's 'n ander een, wanneer ons nie gehoorsaam is aan die koning van die koninkryk as kind van God nie, dan sê dit iemand anders sit op die troon. Markus 14 vers 25 sê, voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit nuut sal drink in die koninkryk van God. Jesus praat sy eie woorde. En hy deel met hierdie mense en hy sê vir hulle dat hierdie koninkryk is iets wat in die toekoms is. Maar as ons bietjie verder ook lees, dan lees ons in Lukas 11 vers 20 dat hierdie koninkryk is hier en nou. Hy sê die koninkryk van God het waarlik by julle gekom. Jy sien, hierdie koninkryk van God is 'n wonderbare koninkryk. En hierdie koninkryk is hy wat in ons kom heers. Die koninkryk van God gaan oor die koning. Dit gaan oor die een wat op die troon sit. Dit gaan oor die een wat die scepter swaai. En daarom moet ons in gehoorsaamheid leef vir hierdie koning. So lyk 'n kind van die Here verder wat op die koninkryk van God gefokus is. Behalwe om gehoorsaam te wees, moet jy ook Christus gesentreerd wees. Gedring deur sy liefde. Gedrewe vir sy eer. Vol vertroue op hom alleen.
Nie met bietjie dubbelhartigheid op iets anders of iemand anders nie. Met 'n soeke en 'n begeerte vir die eer en die lof van die koning. Onderworpe aan hom alleen. En geen ander koning swaai die scepter in hierdie persoon se lewe nie, want hy is gesentreerd op die koning van sy koninkryk. So kan ek meer koninkryks gefokus wees, deur te soek na die glorie van die koning. Dis wat dit is om Christus gesentreerd te wees, om alles wat ek doen in hierdie een opsig te meet, en altyd te werk daarvoor vir die eer van die koning, met 'n lewe vol van lof en vol van aanbidding. Maar nie net met musiek en met liede nie, ook op my hele lewe. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle dan eet en of julle dan drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. As ek en jy wil sê dat ons lewe vir die koninkryk van God, as ek en jy wil sê dat ons leef 'n lewe gefokus op dit, dan het ons nodig om te fokus daarop, op die eer van die koning, of ons nou eet en of ons nou drink, of ons wat ook al doen, dat alles wat ons doen sal wees vir die verheerliking van die koning. Ons kan die Here verheerlik in elke deel van ons lewens, soos hoe ek en jy werk by ons werksplek, soos hoe ons omgaan met ander mense in die werksplek, soos hoe ons ons liggame oppas met die regte lewenswyse, soos ons probleme hanteer en hoe ons die uitdagings van die lewe hanteer, ja ook hoe ons ons medemens hanteer. In elke deel hiervan kan ons hierdie lewe leef waarin ons Christus gesentreerd is, en ons kan leef vir die eer van ons koning. En dit is alles dinge waarin ek en jy ons lewe so kan rig vir die eer van die Here. Ons kan God verheerlik oor hoe ons in ons huise omgaan. Ons kan God verheerlik oor hoe ons familie hanteer, hoe ons man en ons vrou hanteer, hoe ons kinders en medekinders van die Here hanteer. In elke deel van wat ons is, in die klein en in die groot, kan ons so lewe om Christus gesentreerd te wees, sodat wat ons ook al doen, altyd God sal verheerlik. En ons kan God verheerlik in die daaglikse roetines van ons lewens, as ons Christus gesentreerd leef. En as ons God verheerlik dag vir dag, dan doen ons dit omdat ons hom vertrou met ons hele lewe. Maar vriende, is baie keer die uitdaging. Want as ons mekaar vra, maar leef ons hierdie koninkryk gedrewe lewe? Leef ons hierdie koninkryk gefokusde lewe? Dan gaan ons vir mekaar baie vinnig sê, ja, ons doen. So kom ons vra nie vir mekaar nie, kom ons vra ons kinders. Wat sê ons kinders? Doen ons dit? Want soms ons baie praat. Maar wat sê jy oor my kind sê? Wat sal jy oor my naaste sê oor hoe ons dit leef? Sê jou kinders dalk vandag, daar's iemand anders bewind in die koninkryk van jou huis? Of sê jou kinders vandag kan beamoen en sê, daar's net een koning. En die hele huis is gefokus op daardie koning. Maar ook in hoe ons beplan vir die toekoms, kan ons God verheerlik. En hoe ek die dinge van die lewe behartig, kan ek God verheerlik. Wat sê jou in my kalender van hoe ons God verheerlik in ons lewe? Wat sê jou in my Sondag roetine van hoe ons God verheerlik in ons lewe? Wat sê jou in my weekse roetine van Maandag tot Saterdag van hoe ons God verheerlik? Wat sê ons horlosies van hoe ons God verheerlik van vroeg vanmôre tot laat vanaand? Wat vertel ons lewe? Wat sê ons gebedslewe van hoe ons God verheerlik? Wat sê ons vriendekring, ons onderlinge gesprekke? Wat sê ons bestuur in die samelewing van hoe ons God verheerlik? Wat sê ons finansies? Sê dit alles ons is Christus gesentreerd? Jy sien, ons soek na baie dinge in die lewe. En elkeen soek iets. En as 'n mens begin kyk, dan sien die mens dat hulle praat en sê elke ou het sy prys. Maar die woord van die Here sê soek die koninkryk. Want dis wat saak maak. En dis nie net vir die dominee bestem en vir die kerkraad bestem, is vir elke een bestem. Vir elke een van ons om met 'n passie te soek en te lewe vir die eer van die koning. Of ek fokus op die koninkryk van die hemel en of ek fokus op die koninkryk van myself, is sigbaar in wie die senter van dit alles is.
elke uur van elke dag. Daar in die plek van my lewe, waar ek myself mag vind. Of ek nou werk onder die grond, en of ek nou werk deur bo in die lug. Of ek nou sit in die skoolbank, en of ek nou besig is om in die tuin rond te werk. En elke deel daarvan kan my lewe wys wie is die senter van my wese. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Hulle vriende, die eenvoud van dit, is as ek dan aan hom behoort, en as ek dan deur hom duur gekoop is, en ek hom dan kan verheerlik, dan het ek 'n Christus gesentreerde lewe. Maar sonder daardie Christus gesentreerde lewe, kan ek nooit sê ek is duur gekoop nie, kan ek nooit sê ek verheerlik God nie, kan ek nooit sê ek behoort aan hom nie, want die teken is nie sigbaar in my lewe nie, want ek het 'n ander koning. 1 Petrus 4 vers 11 sê, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Christus Jesus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Elke woord, elke gedagte, elke aksie sê wie is die middelpunt van my lewe. En as ek nie 'n Christus gesentreerde lewe leef nie, kan ek nie vandag sê sy koninkryk heers in my hart nie. Johannes 5 vers 44 sê, wys vir ons dat ons eerder moet soek na die eer van die Here as die eer van mense. Galasiërs 1 vers 10, 1 Tessalonisense 2 vers 6, alles gefokus op 'n Christus gesentreerde lewe. En as jy hom dan as die koning van jou hart het, dan moet jy hom toelaat om vir jou die rigting te kom aanwys in jou lewe. Hy is die een. Hy is die koning. En is die koning van 'n koninkryk wat die rigting van die koninkryk kom wys. Dit is die koning van die koninkryk wat die woord kom spreek. En al die mense van die koninkryk let op die woord van die koning en hulle doen wat die koning gesê het. Want hy die rigting kom aanwys. Hy is die koning. En al wat hulle soek is om die koning te verheerlik. En wat die koning sê, dit gaan hulle doen met alles wat hulle het. Jy sien, wanneer ek by my eie insig verby kan kom, en by my eie vermoëns kan verbykom, en kan sien wat God vir my wil kom wys in die lewe, kan ek hom toelaat om my rigting vir my te kom wys, kan ek klaarmaak met my eie idee van die lewe, en God toelaat om vir ons te kom wys waar ons moet wees. Hy kom wys vir ons die pad, wanneer ons hom toelaat deur sy woord. Hy kom lei ons op die pad, hy trek saam met ons op die pad. Ons het nie 'n koning wat agterweeg gelaat word nie, maar hy trek saam met ons elke tree van die pad. Dis die wonderlike koning wat ons het. Ja, ons kan hom raadpleeg. En die woord van die Here sê ons kan met vrymoedigheid toenadering vind na hom toe, om hom te gaan versoek vir raad. Hy's daar, hy wil dit hê, hy het 'n behoefte daaraan. Hoe 'n wonderlike koninkryk is dit nie? Waarin ons hom kan vra om vir ons die pad te kom wys. Hy is die een wat die rigting kom aanwys, selfs in die dal van doodskaduwee. En daarin kan ek en jy maar net kom loop. Jy sien, wanneer hy vir jou die rigting kom wys het, hoef jy nie te wonder waar jy gaan opeindig nie. Jy weet die plek waar jy opeindig sal wees vir die eer van die Here. Die plek waar jy opeindig sal wees in die wil van die Here. En as hy die rigting van jou lewe kom wys, dan sien ons in Romeine 12 vers 2, dat ons nie gelykvormig hoef te wees aan die wêreld nie, maar dan sal ons verander word in die vernuwing van ons gemoed, sodat ons kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So vriend, ek begeer met my hele hart en my hele wese om in detail te weet wat God se plan vir my lewe is. Maar ek weet een ding, as die Here die rigting kom wys, moet ek doen wat die Here sê. En al word dit donker, en al word dit swaar, en al is die rooi see reg rondom my, al wat ek moet doen is ek moet geluister na die rigting wat God vir my kom wys. Jakobus 1 vers 5 sê, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Hoe wonderlik is dit nie? Ons het 'n koning wat altyd 'n raadsman is. Ons het 'n koning wat altyd die antwoorde het, en ons kan hom toelaat om vir ons die rigting te kom wys. Wat 'n ander koninkryk kan vir jou dit kom offer? Wat 'n ander koninkryk kan vir jou daardie antwoord kom gee, en jy weet dis die regte pad?
Laat hom dit van God bid. En hy sal dit vir jou gee sonder om te verwyd. Hy sal nooit na jou toe terugkyk. En vir jou wat 'n arm na hom toe uitsteek, uitwerk nie. Hy sal nooit nie toe terugkyk en iemand wat hom gesoek het, wegjaag nie. Hy sal nooit nie toe terugkyk en iemand wat voor hom kom buig, uitskel nie. Maar die wil van God is dat ek en jy hom sal toelaat om vir ons rigting in die lewe te kom wys. Nie die ekonomie nie, nie die vriendekring nie, nie die belange in die lewe nie, maar die koning van die koninkryk. En dis juist die probleem. Want as die verkeerde koning in die koninkryk is, gaan die rigting die verkeerde rigting wees. En ons moet hom waarlik toelaat om vir jou en vir my die rigting in ons lewens te kom wys. Die volgende een wat vir my uitstaan, is as ons hom as koning het in hierdie koninkryk, en ons het hierdie koninkryk gefokuste lewe, dan sal ons hom toelaat om toesig te hou as koning in my lewe. Ek bly verantwoordbaar voor hom wat toesig hou oor my. Ek rapporteer aan hom wat toesig hou oor my. Ek kom en ek staan voor hom en ek buig voor hom en ek buig voor hom alleen, want hy is die een wat toesig hou oor my. Geen span doen wat hulle wil wanneer hulle 'n projekbestuurder het wat gesê het hulle moet iets gaan doen nie. Maar ons as Christendom doen partykeer net wat ons wil. En ons doen nie dit wat die Here vir ons kom wys om te doen nie. Jy sien, wanneer ons dan hierdie koning in ons lewens het, dan moet ons hom toelaat om die toesig op ons lewens uit te oefen. Ons moet hom toelaat om vir ons te kom reghelp wanneer ons van die pad afdwaal. Ons moet hom toelaat om vir ons die weg te kom wys wanneer ons die verkeerde pad gekies het. Ons moet hom toelaat om die toesig oor ons te kom uitoefen. Jy sien, wanneer hy 'n projekbestuurder is, dat hy 'n sterk houvas op die span wat werk. In die oomblik is daar 'n span wat werk, en daar is nie 'n sterk houvas op wat gedoen moet word nie. Kan jy maar vinnig sien, vinnig loop dinge skeef. Met baie respek gesê, ons het 'n projekbestuurder wat 'n koning is. Nie enige koning nie. Die koning van die konings. En hy is die koning van God se koninkryk. En as ons alles in sy hand gee, en hom toelaat om 'n oog te hou oor dit wat ons doen, sal ons verstom staan oor die werk van God in die projek van my lewe. Dan sal hy my skedule kom beheer. Hy sal my dag kom beheer. Hy sal my planne kom beheer. Hy sal my gedagtes kom beheer. Hy sal my belange kom beheer. Hy sal my gesprekke beheer. Hy sal my gesindheid beheer. Hy sal my temperament beheer. Hy sal my bestuursvernuf beheer. Ja, selfs dit in die kar wanneer ek ry en iemand draai voor my in. Hy sal elke deel beheer as ek hom toelaat om toesig te hou. En dit is vir my 'n kosbare gedagte. Want ek en jy is verantwoordbaar voor die Here. Hy sal beheer hê oor my vrye tyd. Hy sal beheer hê oor my besige tyd. So wanneer jy moet werk maak van die lewe, gee dit in gebed vir die koning van die konings. Wat die toesighouer is om seker te maak dat daardie projek en daardie werk met perfeksie uitgevoer word. En moet nooit ooit vir 'n oomblik dink dat ons nie verantwoordbaar voor die Here is nie. Moet nooit dink dis 'n te klein taak of 'n te eenvoudige taak nie. Maar gee dit voor die Here. Vat die verantwoordelikheid voor die Here, want hy bly die koning van die koninkryk. Laat hom toe om die koning te wees. Laat hom toe om die toesig te hou. Laat hom toe om die beheer te hê. En jy sal verstom wees van die werk wat hy doen in jou lewe. Soms hou mense godsdiens apart van hulle lewens. Soms hou hulle godsdiens apart van hulle besluite. Soms hou hulle godsdiens apart van die moeilikhede in die lewe. Maar sy planne word altyd verweef in die diepte van jou en my lewe in. En vriende, ek het so 'n tydjie gelede het ek 'n bargain gekry vir die hele jaar. En ek het 'n klomp toerusting gekoop, gereedskap gekoop. 'n Deel van die gereedskap, en ek wou eintlik die ding gebring het, want dit is nogal iets om te sien, het ek 'n bench grinder gekoop. Dis nou, oom Willie, ek is jammer vir die woord. Dis nou een van daai goed wat 'n grinder is, maar hy's betaalbaar vasgemaak. En dan het hy 2 klip op die kant en daai goed draai in die ronde. Nou, jy kan enige ding daarmee skuur en enige ding daarmee regmaak. Hy werk nogal soos 'n droom, maar hierdie een het 'n probleem gehad. Die een kant se steen was gebreek gewees. En ek het die steen afgehaal en ek het 'n nuwe een gekry en ek wil hom vassit en ek sien toe oogats, maar die boutjie is weg.
En ek het toe 'n boutjie gekry wat dieselfde grootte is en ek het hom begin vasdraai en ek het gedraai en ek was die hele oggend lank besig en ek het hom nie reg gekry nie en toe ek nou regtig moedeloos is want ek het afsprake en ek het werk en ek het dinge om te doen en ek kom nie by alles uit nie en ek is geïrriteerd want hierdie bout wil nie vas nie. Toe gaan ek na 'n vriend van my toe en ek kom by hom en ek sê hoorie, kan jy my dalk help? En hy het so 'n paar draaie gedraai en omdat hy so 'n bietjie meer tegnies is, so sê hy vir my doen nie. Hierdie ding draai eintlik aan die ander kant toe. As jy verkeerde kant toe draai, gaan jy hom losdraai, jy gaan hom nie vasdraai nie. Weet jy wat, vriende? Partykeer dan slaan ek en jy rigting in, heeltemal in die verkeerde rigting. En ons draai meer los as wat ons vasdraai. En dan moet ons op 'n plek kom wat ons verantwoordelikheid voor die Here vat en sê, Here, ek het die regte part vir die regte werk nodig. En ek het nodig dat U vir my die toesig kom hou oor my lewe, sodat ek in die regte rigting sal gaan. Want anders gaan ek en jy aanhou draai tot einde van dae toe. En ons gaan boutjie vir boutjie gaan ons strip. En ons gaan ons tyd mors, omdat ons in 'n verkeerde rigting op pad is. En net so is jou en my lewe, soos die eenvoudige ou benchgrinder. Die Here laat toe dat ek 'n bargain vir 'n leeftyd gaan koop, om 'n benchgrinder te kry wat stikkend is, met 'n boutjie wat in die verkeerde rigting op pad is. Om my maar net te kom herinner, ons moet waaksaam wees. Want die rigting waarin ek op pad is, sê wie is die koning van my koninkryk. Ons soek ook soms in 'n totale verkeerde rigting. Ons voeter ook in 'n totaal ander rigting as wat die Here ons wil hê. En dan sukkel ons. En ons wen nie. Maar as ons na hom toe terugdraai en sê, Here, wys vir my, dan is hy altyd daar om toesig te hou. Hy's altyd daar om gereed te staan, om hand by te sit, wanneer ek in 'n verkeerde rigting op pad is, om ons terug te bring na die plek waar hy ons wil hê. En as ons dit nie doen nie, is dit alles 'n gejaag na wind. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, ag Here, help ons. Die wêreld sê ons moet alles doen vir ons eie gewin, vir ons eie gemak, vir ons eie geluk, maar die woord van die Here sê vir my in 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle eet of julle drink of enigiets doen, doen dit vir die eer van die Here. Die wêreld sê, volg jou eie hart. Die woord van die Here sê, ons moet hom volg, want ons hart is bedrieglik bo alle dinge. Die wêreld leer ons van survival of the fittest, maar die woord van die leer van ons in Spreuke 3 vers 5 en vers 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë. Dan sal jou paaie gelyk gemaak word. En die woord herinner ons dat as ons hom toelaat om toesig te hou oor ons lewens, die beheer te hê in my lewe, die rigting te wys in my lewe, die soeke, dat hy vir my daardie leiding kom bied, dan kan ek beleef wat God se koninkryk vir my kan beteken. Is ek 'n koninkryk gefokusde lewe vandag, waarin hy lei? Het ek 'n koninkryk gefokusde lewe vandag, waarin hy toesig hou? Het ek 'n koninkryk gefokusde lewe vandag, waarin hy my kom onderrig, waarin hy vir my die rigting kom wys? Daarin kan ek volhard. Maar hoe vriende, as ek die verkeerde koninkryk het en die verkeerde koning het, dan eindig ek op al die verkeerde plekke. Daarom word ons opgewek in ons harte, om op hom alleen gerig te wees. Nie te fokus op wat ek sal eet of wat ek sal drink of wat ek sal doen nie, maar op hom alleen. Laat my so dink aan die diensplig van jare gelede. Wat het die weermag gesê? Ons gee vir jou klere in jou lyf, ons gee vir jou kos om te eet, ons gee vir jou bed om te slaap. Al wat jy op moet fokus is wees 'n soldaat. En die Here is presies dit. In die koninkryk van God sal hy vir elkeen wat die koninkryk van God eers soek, al die ander dinge wat nodig is, dit wat nodig is om 'n soldaat te wees, sal hy voorsien. Dit wat nodig is vir die eer van die koning, dit wat nodig is vir die eer van die koninkryk, sal hy voorsien. Al wat ek moet doen, is ek moet fokus om op die soldaat te wees. Wanneer laas het jy iets klaargemaak wat God jou gegee het? Wanneer laas het jy iets bereik wat God op jou pad kom lê het? Die volgende missie, die volgende opdrag, die volgende doel. Of hoeveel keer het ons nie klaargemaak nie, want ons het God nie toegelaat nie. En dis eintlik wat die boodskap hier is. As jy op een ding fokus wat regtig saak maak,
sal alles anders vir jou bygevoeg word. Alles wat nodig is, alles wat vir daardie doel gebruik sal word, sal God voorsien. As jy net kan fokus op hierdie een saak, om die koning toe te laat. Ons lewe in 'n tyd wat ons eintlik so bietjie van 'n, kan ek die Engelse woord gebruik, 'n hybrid geloof het. So bietjie van die wêreld en so bietjie van die koninkryk. So bietjie van die lewe, so bietjie van die verantwoordelikhede, so bietjie van heiligheid. So bietjie van diensbaarheid en so bietjie van onbetrokkenheid, so bietjie van albei wêrelde. Want die koning word nie daarin geëer nie. Want die koning het dit nooit toegelaat nie. En dit is eintlik skrikwekkend as mense dink daaraan. Dat soms tree ons op asof ons nie minder kan omgee wat die koning van die koninkryk wil sê. Soms tree ons op asof die koninkryk nie 'n koning het nie, want ons tree op asof ons die koning is. Baie mense lewe volgens hierdie standaard. Ons leef vir die volgende trofee, die volgende mooi huis, die volgende mooi kar, die volgende mooi sitkamerstel, die volgende lekker vakansie, die volgende lekker geleentheid. Ja, dalk 'n beter aftrede. Ons leef baie maal met soveel gedagtes in ons kop. Maar wat daarvan was wat ons die koning van die koninkryk toegelaat het om vir ons te kom wys? Ons moet die koninkryk van God heel eers soek. En in dit wat ons in die lewe soek, wys wat in die koninkryk aangaan. En heel eerstens moet ons hom soek vir verlossing. Ons moet hom soek vir vrymaking. Ons moet hom soek om ons rein te kom maak, om ons gereed te kom maak. Ons moet hom soek om ons meer gelyk aan sy beeld te kom maak. Ons moet hom gesoek om ons meer getrou te maak vir sy eer en vir sy heerlikheid. Ons moet hom soek om ons los te maak van die bande van die wêreld. Ons moet ons soek om ons vry te maak. Ja, al moet dit deur die woestyn wees, sodat ons God kan verheerlik en God kan eer. Ons moet hom soek sodat hy alleen en sy geregtigheid in ons lewens kan heers. Romeine 3 vers 24 sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ja vriende, ek en jy kan in hom alleen regverdig wees. Die vraag is baie belangrik. Waarin vind ek en jy ons geregtigheid? Waarin soek ons iets om onsself mee besig te hou? En ons moet besef, die idee van Christendom, waarin ons steeds kan lewe vir die wêreld, is nie van die Here af nie. Dis of alles vir die Here, of niks vir hom nie. Of alles vir die een koninkryk, of alles vir die ander koninkryk. Jy kan nie deel hê aan altoe hierdie koninkryke nie. Dis of die een, of die ander. Dit laat my dink aan Handelinge 16, waar 'n man uitroep en sê, wat moet ek doen om gered te word? By implikasie, wat ook al nodig is om te doen, sal ek doen. Maar hy het nie mooi die prys verstaan nie. Hy het nie mooi verstaan wat nodig is nie. Maar as 'n desperaatheid in sy hart, ek wil doen wat nodig is vir die koninkryk. En ek en jy moet so desperaat raak om te doen vir die koninkryk. So waarna soek jy vandag? Na revenge? Na regverdige kans? Na vrede? Na materiële besittings? Na iets om te bekom of iets om te bereik? Waarna soek ons vandag? Want 99% waarna ons soek is baie keer tydelik. En dit wat ewig is, bly agterweë. Ek lees vir u 'n gedeelte wat ek raak gelees het in die week. Hy sê, this week, on a specific podcast show, I listened to a testimony of a man who converted to Christ from Islam. And the Muslims found him and poured acid in his face, which disfigured him and left him almost blind. That's a very high cost to pay. But amazingly, this man had great joy. It was a broadcast, but the presenter said this man in his studio had the biggest smile on his face and the greatest joy, because all his hardships are temporary. His salvation in Christ is eternal. And it's worth paying whatever cost in order to know that you are in the kingdom of God and that you have his righteousness. En dis waarom Jesus sê, soek dit eerste. Maak nie saak hoe die wêreld jou misvorm nie. Maak nie saak wat die wêreld met jou probeer nie, hulle kan jou nooit skei van die liefde van die koning nie.
Moenie toelaat dat enigiets jou verhinder om hom te soek en na hom te smag nie. Moenie toelaat dat iets jou mag keer nie. En dit stop nie wanneer God jou kom red nie. Dit hou aan tot die dag as hy ons kom haal. Hy is altyd die koning wat in elke liewe opsig met jou en my besig is om toesig te hou oor ons lewens. Ja, ook oor ons finansies. Kan ek en jy heel eers die koninkryk van God soek. Nie met die leftovers nie. Ons kan hom soek, nie met oogats, ek het vandag niks by my nie. Ja, ons kan hom soek en ons kan hom soek in elke deel van my lewe. Nie met die geleerdheid van die lewe nie, maar die geleerdheid in die kennis van God. Nie met die geleerdheid van sport nie, maar die geleerdheid in dit wat God het om vir my te bied. Elke dag en elke uur kan ons sy koninkryk eers soek. Soek ons steeds die koninkryk in God se dag. Laat ons God toe om ons in daardie dag te kom lei. Deel ons steeds in daardie prioriteit. Of is daar ander dinge wat vir ons prioriteit is? Filippense 2 vers 20 en 21 sê, want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie, want hulle soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Dis die volgende wat ek graag wil uitwys. Is as ek en jy werklik waar vir hierdie koninkryk gefokusde lewe wil leef, dan moet ons let op ons prioriteite, om harte te hê wat gefokus is op hom. Selfs binne in die kerk is dit baie maal nie so nie. Baie maal sit ons binne in godsdiens en daar's ander dinge wat ons hartse punt is. Ons wil mense tevrede stel. Ons wil dinge bekom. Ons wil dinge bewerk. Jy is dalk meer gefokus op jou eie bediening, op jou eie saak, dalk op jou eie kind, dalk op jou eie voorkeur. Maar as dit omdat ons hart nie op hom alleen gefokus is nie, dan moet ons na die Here toe kom en sê, Here, help ons en kom fokus U ons harte, kom rig U ons harte op U alleen. U is die koning, U is die een wat in beheer is, daar's geen ander een nie, dis U en U alleen. Hoe in beheer is hy vandag? Is jou hele hart op hom gefokus in jou finansies? Is jou hele hart op hom gefokus in jou besigheid? Die woord van die Here praat met ons oor 'n eerstelingsoffer, nie 'n laastelingsoffer nie. Hy praat met ons oor om jou alles op die altaar neer te sit, nie om dit wat oorbly op die altaar neer te sit nie. In jou huis. As jy met jou hele hart in jou huis besig om die Here te dien en die Here te eer, nie met dit wat oorbly nie. Nie met dit wat sekondêr is nie. Nie wat iemand anders dalk nie gebruik het, bly net maar oor en nou bied jy dit vir die Here nie. Nee. Ons gee ons alles. Want dit is al wat genoeg is. Jy weet vriende, ek dink baie keer vir myself, en ek het hierdie ding al van die kansel af gesê, wat het ek en jy meer, as ons harte om vir God te bied? En wat 'n groter voorreg het jy in hierdie lewe, wanneer God in jou kom werk om te wil, dat jy vir hom kan sê, Here, hier is my alles, op die altaar. Soek die koninkryk van God, heel eerste, ook in jou kerklewe, ook in jou bywoning, ook in jou samesyn met kinders van die Here, in die onderlinge byeenkomste, in die dienswerk wat daar verrig moet word vir die bruid van die Here. Of is ons werk baie keer eerste? Ja, ons kan nie by dit wees nie, want ons is te besig. Ons kan nie by dat wees nie, ons kom te laat. Baie maal is ons aandag meer by ons studies, by ons gym. Baie maal is ons aandag meer by ons vrou, of ons kar, of ons dit, of ons dat. Dan is ons maar net eenvoudig besig, vriende, om op die verkeerde ding te fokus. En dit sê maar net, waar is ons hart? En daarom moet ons die Here vertrou en sê, Here, help ons asseblief, dat ons daar die regte fokus sal hê, met 'n hart alleen op U gefokus. Ek onthou in 1995, met die Wêreldbeker, toe ons die Wêreldbeker wen, was daar 'n man wat opgestaan het. Hulle het genooi en gesê, ons wil graag hê die volgende wedstryd moet op 'n Sondag gespeel word. En die man het opgestaan en gesê, ek is jammer julle, ek is nie beskikbaar nie. Ek weet nie of julle weet wie hy was nie. Kom ons los hy nou. Dis 'n man wat sy hart gefokus was op net een koning. En hierdie koning het gesê, daar's 'n dag wat die dag van die Here is, en hy kan nie omgegee het of dit 'n Wêreldbeker gaan kos nie.
En of hy geen deel in die wêreldbeker het nie, maar hierdie is God se dag en is God se dag alleen. En hy gaan hom nie deel met enigiets anders nie. En hulle het vir hom gesê, jy gaan nie deel hê aan hierdie wêreldbeker nie, het gesê, dan is dit so. En die eenvoud van die saak is, dis alleen moontlik, omdat sy hart op die koning gefokus was. Hierdie werk as jy in my lewe 'n koninkryk gefokusde lewe is, bring iets kosbaars teweeg. En dis hierdie woorde. Hy sê alles sal bygevoeg word. Die Engelse Bybel sê will be added unto you. Weet jy, dit sê die oorspronklike taal, waar kom dit eintlik vandaan? Dis 'n woord wat gebruik was in die markpleine. Wanneer hulle gebargain het oor 'n deal, dan het hulle baie keer iets verkoop en dan het hulle iets in die deal ingesit om die deal net bietjie meer aanloklik te maak. Dieselfde woord word gebruik om hierdie vir jou te sê. Wat God eintlik sê is, as jy die koninkryk van God heel eerste soek, dan kom hy en sê, al die ander goed sal ek voorsorg. Maar ek het nodig om my hart op hom alleen gefokus te hê. En hoe kosbaar is dit, die vriende? Want ons kan hierdie koning vertrou daarmee. Ons kan hierdie koning vashou daarmee. Hy is my agenda. Hy is my ultimate. Hy is my alles. Hy is my koning. En my hele hart behoort aan my koning. Sy heerskappy in my lewe, sy autoriteit in my lewe, sy bewind, sy leiding, sy alles. As jy soek die koninkryk van God, en nie die wêreldse koninkryk nie, en al die ander dinge sal ek voorsorg. Soek ons eer onder onsself, of soek ons die eer van die Here? En ek en jy het die keuse. Waarmee gaan ons onsself besig hou? Waarop gaan ons harte verloor? Wat gaan vir ons so belangrik wees, dat ons die koning van die koninkryk dalk van die troon kan afskuif? Daarom moet ons laat gaan van ons eie ambisies. Daarom moet ons kruis opneem en die Here volg. Daarom moet ons lewe aflê. En as ons nie bereid is om alles te haat in ons lewens, en ons lewe vir hom neer te lê en hom te onderwerp nie, is ons nie werd om sy disippels te wees nie. Johannes 18 vers 36 sê die woord, Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. So hier is baie interessant wat hier gesê word. Hy sê, my koninkryk is nie van hier nie. As dit van hier was, dan sou my diensknegte geveg het vir die verkeerde rede. So kom ons draai dit om. As ons as diensknegte dan veg vir die verkeerde rede, wat sê dit van ons koninkryk? Markus 1 vers 15 sê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. So daar waar die koninkryk van God heers, daar's bekering. Daar's 'n omdraai en 'n wegkeer. Daar's 'n verandering, daar's 'n vernuwing. Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. So as daar nie die vrede is en die blydskap in die Heilige Gees is nie, is dit dan die koninkryk van God wat heers? So hier is die koninkryksbeginsels. Soek heel eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En laat hom toe en in sy geregtigheid kom heers in ons harte. Laat hom toe om koning te wees in ons lewens. En daar sal 'n totale verskuiwing wees van alles in jou en my lewe. Hy sal ons perspektiewe kom verander. Hy sal ons anders laat dink. Hy sal ons anders laat optree. Hy sal ons lewens vir ons kon vernuut kan maak in 'n totaal nuwe manier. Ja, hy sal dit wat selfs rebels in ons wese is, kom verander. Liefde is die geldeenheid van die koninkryk van die hemel. Diensbaarheid is die kultuur van die koninkryk van die hemel. Gehoorsaamheid is die gesindheid en ingesteldheid van die koninkryk van God. Vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, is die loon van die koninkryk van God. En in hierdie koninkryk van die Here is God alleen die bron. Hy is die voorsiening. Hy is die doel. Hy is die anker. Hy is die lewe
Hy is die lig. So, leef jy vandag 'n koninkryksgefokuste lewe? Of kom jy dalk vandag agter, sjoe, ek weet wat dit is, maar ek het die koning geontroon. En dan moet ons harte buig voor die Here en sê, ag Here, help ons asseblief, dat ons lewens daardie lewe sal wees, wat gekend sal word aan gehoorsaamheid, aan Christus gesentreerde lewens, waar ons hom toelaat om ons rigting te kom wys, waar ons hom toelaat om toesig te hou en ons is verantwoordelik vir hom en waar ons harte op hom alleen gefokus is. Dan mag die Here ons help om dit so te leef. Ons buig ons harte aan, bid ons saam. Wonderbare Here, wat 'n wonderlike voorreg dat U in die woord vir ons leer dat U koninkryk op ons wag. Maar ja Here, omdat U ook in ons is en deur ons kom werk, is U koninkryk ook naby aan ons, met ons. Maar Here, dit gaan oor wie die koning is van die koninkryk. En dit gaan oor wat ons doen daarmee, en bid ons Here, dat ons U sal soek met alles wat ons het en alles wat ons is, en ons U toelaat, om in U volle geregtigheid te kom regeer in ons lewens. Here, ons bid U, dat U die volle beheer sal neem. Ons vertrou U dat U die koningskap sal neem en sal vat, en sal leef in elke een van ons se lewe, Here, en daar waar dit nodig is om reg te maak, dat ons sal reg maak. Want Here, ons het dalk maar net die troonposisie vir onsself toegeëien. Help ons, Here. Ons het dit so nodig om te oortuig, om te lei en ons lewens vir ons te rig. Ons eer U vir die voorreg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.